Ek is Rinus van Parys en ons kuier steeds saam in 2 Petrus oordenkingsreeks saam met my vers vir vers deur die woord van die Here. Ek lees vir ons vanmôre 2 Petrus 1 vers 6 en 7. As 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring weer mee dat 'n mens kan uithou en aanhou. En hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God. 'n Lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges. En uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal liefhet. Die vraag wat ek vanmôre vir ons wil vra is, hoe lewe ek en jy? Hoe lyk ons lewe in hierdie wêreld? Waarom moet selfbeheersing by volharding gevoeg word? Want soos ek kennis opdoen, as ek nie baie versigtig is nie, sal ek begin sê, nou dat ek kennis hieroor het, weet ek alles. 'n Dierbare pastoorsvriend van my, wat kragtig deur die Here gebruik is, het begin sê, my studies het my oortuig dat Jesus alkohol gemaak het. En hy het voortgegaan om 'n uitgebreide argument te ontwikkel oor hoekom Christene moet kan drink. Dit het hom en sy vrou na wynproegeleenthede gelei, wat gelei het tot nagklubs, wat gelei het na dans met ander mense, wat op die einde na egskeiding gelei het. In die naam van kennis het hierdie dierbare broer selfbeheersing opgeoffer en as gevolg daarvan ook sy familie en sy bediening verloor. Petrus waarsku ons dat, terwyl ons kennis byvoeg, ons seker moet wees dat ons nie vasgevang word in 'n Fariese pseudo-intellektualisme wat ons laat voel dat, omdat ons 'n kerf bo ander is, ons onsself kan handhaaf op maniere wat ons sal vernietig. Alhoewel ek gematig, gedissiplineerd, selfbeheerst is, kan ek, as ek nie versigtig is nie, ongeduldig raak met diegene wat dit nie is nie. En daarom moet ek geduld by matigheid voeg. Ja, ek moet geduldig wees, maar nie tot die punt waar ek nie meer staan vir geregtigheid en godsaligheid nie. Broederlike goedhartigheid keer dat godsaligheid afgestomp is. Want broederlike goedhartigheid bepaal dat ons so grootmoedig as moontlik is teenoor soveel as wat ons kan wees. Omdat Johannes vir ons sê dat die liefde die bewys is dat ons van die dood na die lewe oorgegaan het, volgens 1 Johannes 3 vers 14, is dit maklik om te sien hoekom my naaste liefde, agape, volmaakte liefde, bo aan die lys plaas. Mag die Here ons in hierdie dag daarmee help. En maandag kuier ons verder. Die Here seën jou. Amen.